Vandag het ek die onaangename taak om vir u die volle storie van Regard Engelbregt, die sakeman en boer wat kinders gemolesteer het in Frankfurt en tans vir die borg aansoek doen te vertel. Hoewel ek weet dat dit 'n uiters onsmaaklike onderwerp is, vra ek u tog dat u sal kyk en die video so ver as moontlik versprei, want omdat gevalle soos die wat ek in die video gaan bespreek voorkom kan word en in hierdie spesifieke geval wat ons nou gaan bespreek voorkom sou geword het, as daar lig op die onderwerp was. Goeiemôre liewe vriende, dit is Willem Petser wat praat en dit is vandag die 21ste Januarie 2025, net na 7 uur die oggend. Ek nooi elkeen uit om hierdie kanaal op watter ook al platform u dit sien te volg of te subscribe. Ons maak elke weeksoggend om 7 uur so 'n uitsending, maar gewoonlik ontbloot ons ander sake soos politiek, korrupsie en sake wat oor die algeheel in ons eie mense se belang is. Ek nooi u ook hartlik uit om op ons WhatsApp groep te klim om ingelig te word van al die jongste werk wat die Willem Petser groep doen. U sal dit daar sien. WhatsApp slegs die naam en van na die Willem Petser groep se amptelike nommer. Dit is 064 545 9047. 064 545 9047. Die hoofrede dat ek so vasberade is om die video te maak, is omdat ek glo dat ons ten eerste die gemors onder ons eie mense moet uitvat, voordat ons op enige eksterne vyand kan fokus. Dit is ook die rede dat ek die eerste impakvolle figuur was om 'n stryd teen Louis Liebenberg te begin, want net soos met Regard was dit van kardinale belang om mense oor hom te waarsku. Hoopelik sal die video dieselfde sukses bereik as wat ons met ons jarelange stryd teen Liebenberg bereik het. U sien, 'n boer wat met kinders lol of mense uit hul geld swendel of watter ook al sataniese aktiwiteit hulle mee besig is, gee nie net ons eie mense 'n slegte naam nie, maar is ook direk meer skadelik vir ons eie mense as iemand wat buite ons laar is en dieselfde doen. Die inligting wat ek met u gaan bespreek, kom grootendeels van TV Wessels af. Ek is bewus dat hy al vir meer as 'n jaar lank besig is met hierdie spesifieke saak. En dat die feit dat Regard gearresteer is, sowel as die mediadekking wat hierdie geval gekry het, 100% te danke aan sy werk is. U sien, die beweringe en gerugte loop al die hele Noord-Vrystaat rond oor die man sedert die vroeë 2000s. En hoewel hy ook openlik homoseksueel was, hy was vir 3 jaar in 'n verhouding met 'n man, en al die beweringe gebeur het, was daar mense wat nog steeds genoeg vertroue in hom gehad het, om hul seuns na hom toe te stuur vir vakansiewerk. Dit is juis hierdie mense se kinders wat tans die sake teen Regard het. Die hartseer van die saak en ander sake is as volg. Die eerste seun wat uitgekom het oor wat Regard gedoen het, was saam met TV op skool. En hy is toe so gespot op skool oor die geval dat hy 'n ongelooflike moeilike tyd moes deurgaan en ander kinders so bang gemaak het om uit te kom met die waarheid, dat verskeie van hulle tot vandag toe nog te bang is om met die staatsaanklaer te gaan praat oor wat werklik gebeur het, omdat hulle die reaksie van die mense rondom hulle te veel vrees. Die eerste man staan wel nog sterk by sy storie en vertel vir mense die waarheid. Een baie verdagte ding is dat, hoewel Regard in 2009 alreeds skuldig bevind is aan seksuele aanranding van 'n minderjarige en 'n opgeskorte vonnis vir hierdie seksuele aanranding gekry het, is die geval so goed weggesteek dat TV nie eers bewus was van hierdie, totdat hy reeds sy eerste video oor die man gemaak het en daarvan deur ander mense ingelig is nie. Regard is ook reeds verskeie male oor die laaste 2 dekades aangekla van soortgelyke misdrywe, maar al die ander sake het geval weens gebrekkige bewyse of eintlik gebrekkige bevoegdheid van die nasionale vervolgingsgesag. In 2010, slegs 'n paar maande na sy eerste skuldigbevinding, is daar 'n harde skyf vol kinderpornografie op Regard se rekenaar ontdek. Regard se rekenaar het gebreek en die man wat hom reggemaak het, kon sy harde skyf herstel en het hom 'n magdom van hierdie pornografie afgekom. Die man het dadelik die polisie in kennis gestel hiervan en Regard is vervolg. Die rede dat die staat se saak misluk het, is omdat die datum wat op die beeldmateriaal gewys het gewys dat dit op die dag van die herstel geskep is.
Regardt se regspan het aangevoer dat dit nie bewys kan word dat hierdie beeldmateriaal op sy rekenaar was voor die rekenaar toegemaak is nie. Die staat moes net 'n kenner getuie op die bank gesit het, wat sou kon aandui dat wanneer 'n hardeskyf so herstel word, al die data op die hardeskyf, die datum wat dit herstel is, sal toon en om middernag aandui. As dit na die tyd daarop gevoeg was, soos wat die regspan beweer het, sou die data dieselfde dag, maar 'n ander tydstip aangedui het. In plaas daarvan om dit te doen, het die staat vir die verdediging gelyk gegee en sodoende het hulle die saak heeltemal verloor. Regardt is natuurlik 'n redelike welafboer en sakeman en daarom het hy toegang tot goeie regspanne. In die meeste sake wat teen hom gemaak is, het hy losgekom op tegniese punte. TV Wessels het met verskeie slagoffers gepraat wat vir hom Regardt se modus operandi verduidelik het. Hy sou na bewering jong seuns uitnooi om saam met hom te drink of by die kuierplek op die dorp wat hy besit het te gaan kuier en te drink. Dan sou hy hulle bedwelm het en hulle verkrag het na bewering. In een geval het die slagoffer en sy ouer boetie saam met Regardt gekuier en die ouer boetie het na 2 whiskies uitgepaas en aan die slaap geraak. Dit is toe die jonger boetie na bewering mee gelol is. Sake soos hierdie is baie moeilik vir die polisie om te bewys. Seuns wat verkrag word vind dit baie moeiliker as meisies om dadelik te gaan vir 'n forensiese ondersoek by die hospitaal om die nodige DNA-bewyse te kry wat sou bewys bo redelike twyfel dat die daad gepleeg is. Gewoonlik teen die tyd dat hulle wel uitkom, is die DNA al weg en kan dit nie meer gedoen word nie. In al die gevalle teen Regardt was dit die geval en ook die rede dat hy meeste van die tyd weggekom het. Die slagoffer, wie se familievriend vir TV gekontak het in 2023, is na bewering die tweede laaste slagoffer van Regardt. Hy was op daardie stadium 13 jaar oud. Hy was volgens rapport in Desember 2023 gemolesteer, waarna Regardt hom na bewering R100 in die hand gestop het en vir hom vertel het dat hy nie kan help dat hy doen sulke dinge aan seentjies nie. Hy moet net asseblief vir niemand vertel nie. Terwyl TV nog besig was met die ondersteuning van hierdie spesifieke slagoffer en sy familie, het die laaste geval gebeur. Of in elk geval die laaste geval waarvan ons weet. Nog 'n tienerseun is glo op Nuwejaarsdag van hierdie jaar verkrag. Dit is die seun na wie se stiefpa Regardt na bewering gestuur het dat hy, en ek haal aan, asseblief nie sy lewe moet verwoes met hierdie aantuigings nie. Regardt is tans nog in hegtenis vir die spesifieke voorval en is besig met sy borgaansoek in die Landdroshof te Frankfurt. Sy borgaansoek is gister uitgestel omdat daar nou nog 'n voorval was en die polisie sê hulle verder moet ondersoek in hierdie nuutste voorval. Hierdie spesifieke tienerseun het 'n advertensie op Facebook geplaas waarin hy maar net gesoek het na 'n vakansiewerk op 'n plaas omdat dit sy droom was om eendag te boer. Volgens die seun se stiefpa was hulle wel bewus van Regardt se homoseksualisme en die beweringe oor sy geskiedenis, sowel as die vorige klagtes van misdrywe teen hom, maar hulle was onder die indruk dat dit kwaadwillige klagtes teen Regardt was en dat hulle hom kan vertrou. Die seun het glo oujaarsaand saam met Regardt gekuier toe daar 'n alarm op een van Regardt se besigheidspersele afgaan in die dorp. Regardt het die seun na bewering gevra om saam met hom dorp toe te gaan om te kyk wat aangaan. Toe hulle op die perseel aankom, beweer die ma van hierdie seun aan die rapport, is die seun daar vasgedruk op die perseel en verkrag. Dit is onmenslik wat sulke dade aan die siege van 'n jong seun doen, en daarom was dit vir my so belangrik om die boodskap na buite te bring. Wat baie ironies was, is dat al die linkses op sosiale media op hierdie geval gespring het om vir die wêreld te verkondig hoe sleg ons boeremense is. Ten spyte van die feit dat die sogenaamde boer, of eintlik sogenaamde regse aktivis, maar ware boer, TV Wessels, die een is, wat jare gewerk het om hierdie boer uiteindelik vasgetrek te kry. Ons doen beroep om hierdie video te versprei sodat genoeg lig op hierdie saak kan val, dat hierdie boer nie weer loskom en verdere soortgelyke dade pleeg nie, en ook om te wys dat seuns wat in soortgelyke gevalle seer gekry het, nooit moet bang wees om die regte ding te doen en die saak te gaan maak by die polisie nie. Daar sal altyd vir julle 'n ondersteuningsnetwerk wees binne ons kringe. Dit is vir my van ontsettende belang dat ons met hierdie saak uitwys dat ons bereid is om mense binne in ons eie, ek wil amper sê binne in ons eie laar aan te vat
en totaal en al geregtigheid te laat geskied wanneer hulle dinge doen wat onaanvaarbaar is, het sy dit nou Richard is, of Louis Liebenberg, of wie ook al. Ons sal altyd eers fokus op hierdie mense, want die mense hierso binne in ons eie kringe, wat ons eie mense seermaak, soos in hierdie geval met Richard, wat jong seuns seer gemaak het en hul lewens verwoes het op die geval, is die slegste mense binne in ons volk se eie kringe. Ek nooi elkeen uit om hierdie kanaal op watter platform u dit sien te volg of te subscribe en ook op ons WhatsApp groepe te klim vir al die jongste inligting wat die Willem Petzer groep doen deur slegs die naam te WhatsApp na die Willem Petzer groep se amptelike nommer 064 545 9047. Kom ons maak 'n verskil. Totsiens en God seën elkeen van u.